Vriende, kom ons sit net so en ons maak ons harte stil voor die Here. Dit bly vir ons 'n onverklaarbare genade en liefde dat U vir ons, Here, vir ons vertrap is en geslaan is en gedood is sodat ons kan lewe. Dankie daarvoor, Here. Ons eer U. Ons aanbid U. En ons is lief vir U, Here. Dankie dat ons weet, U het gesê, ek sal julle nooit in die steek laat nie. Dankie, Here. Dankie dat ons kan vertrou op U. Dankie dat ons kan luister na U. Dankie dat ons U woord ernstig kan opneem. Dankie dat ons weet, Here, U is in beheer. En U kom weer terug. U het gesê, ek gaan om vir julle plek te berei. En ons wag vir U, Here. Kom, Here Jesus, kom gou. Sal U ons seën vanmôre terwyl ons hier by mekaar is om ook te leer uit U woord verder. En ons dank U, Here, vir die voorreg wat ons het. In Jesus se naam. Amen. Vriende, ons maak vandag klaar met die profesie van Jesaja. Kan nie glo, hierdie is die 84ste boodskap uit Jesaja. Wat 'n enorme profesie. Jesaja is een van die 3 groot profete, Jesaja, Jeremia, Esegiel, en dan is daar heel wat kleiner profete, of soos die Engelse sê, the minor prophets, en ons begin volgende week met een van die kleiner profete, Micha. Nou onthou, soos wat ons deur die woord van die Here werk, gaan ons nie kronologies soos die boeke in die Ou Testament en in die Nuwe Testament neergesit is vir ons in die kanon nie. Ons werk volgens die tydlyn van wanneer dit geskrywe is, sodat ons die volgorde reg kan hou van gebeure. En dit is hoekom ons van Jesaja na Micha toe beweeg, want hulle het in dieselfde tyd geleef en in dieselfde tyd geskrywe. So volgende week sal ons begin kyk na die boek van Micha. Die van julle wat ter voorbereiding solank die klein profetiese boek wil deurlees, kan ter voorbereiding solank hierdie week daarna begin kyk. Maar kom ons maak vanmôre klaar met Jesaja. Ons het aan die begin van 2024 begin met Jesaja. En verlede week het ons die tweede laaste hoofstuk behandel. En ons het gesien, die tema verlede week was, daar is 'n groot skeiding op pad. En ons het in hoofstuk 65 die skeiding gesien tussen God se ware knegte en die wat hom op hulle eie manier wil volg. Ons is by die 2 laaste hoofstukke van hierdie reuse profesie, en ons het verlede week ook gesien dat David Guzik som hierdie 2 hoofstukke op onder die tema Our Ultimate Destiny, Worship or the Worm. Ons finale eindbestemming, ware aanbidding of die wurm. Of 'n mens kan dit as volg verwoord, soos ek ook verlede week gesê het, ons eie keuse, God of die wurm. Verwysend na die laaste vers van hierdie hoofstuk, hoofstuk 66 vers 24, wat sê, en hulle sal uitgaan en die lyke sien van die mense wat teen my opgestaan het, want hulle wurm sal nie sterwe en hulle vuur sal nie uitgeblus word nie, en hulle sal afgryslik wees vir alle vlees. Ons het verlede week gekyk na hierdie skeiding tussen hierdie 2 groepe. Aan hoofstuk 66 gee Guzik die tema Rejoicing in God's Ultimate Victory, die vreugde in God se finale oorwinning. En steeds is God aan die woord in hierdie hoofstuk. In die ou vertaling van ons Bybels, die 33-53 vertaling, is die opskrif, die sondaars word getref en Sion word verheerlik. In die King James is die opskrif egter The Humble and Contrite Spirit, die nederige en gebroke gees. En hierdie hoofstuk, soos hoofstuk 66, bou verder op, die groot skeiding gaan steeds voort, en dit bou op tot die hoogtepunt van God se finale oorwinning. En vandag is die tema die groot komende oorwinning. Nou onthou, in die begin van Jesaja het ons gesê dat die eerste 39 hoofstukke van Jesaja verteenwoordig die Ou Testament,
en van hoofstuk 40 tot 66 verteenwoordig die Nuwe Testament. Eintlik is Jesaja 'n Bybel in die kleine. En wat interessant is die laaste hoofstuk, hoofstuk 66, praat van hierdie groot oorwinning en hierdie finale slag wat God gaan hê met sy vyande. En die laaste boek in die Nuwe Testament, Openbaring, eindig dan op hierdie selfde noot met die groot slag tussen God en die vyande van God en dan die groot finale wit troon oordeel. Is die woord van die Here nie wonderlik nie? Goed, kom ons begin met hierdie hoofstuk. In die eerste deel van hierdie hoofstuk is die hoofgedagte, God sal sy vyande vergelde. Maar dit begin op 'n baie spesifieke manier in vers 1 en vers 2. In vers 1 en 2 tref God weer eens soos op baie ander plekke in sy woord 'n baie duidelike onderskeid tussen homself en die mens. God verklaar in vers 1 en 2 sy grootheid en die nietigheid van die mens. Hy sit die mens op sy en haar regmatige plek. Kom ons lees vers 1 en 2. Die van julle wat 'n Bybel hier het, blaai saam met my so na daardie hoofstuk toe. So sê die Here, die hemel is my troon en die aarde is die voetbank van my voete. Waar is dan die huis wat julle vir my sal bou? En waar is die plek wat my rusplek sal wees? Want my hand het hierdie dinge gemaak en so het alles ontstaan, spreek die Here. Maar op hierdie een sal ek let, op hom wat arm is en verslaaf van gees en wat bewe vir my woord. Hierdie is die toon waarop die hoofstuk begin. God sê, ek is in die hemel, my voete is op die aarde, ek het al hierdie dinge gemaak, ek is in beheer, ek is verhewe bo julle, ek is verhewe bo alles, julle kan nie vir my 'n huis bou, soos wat julle vir julle afgode 'n huis kan bou nie. Ek is nie op julle vlak nie, en julle is nie op my vlak nie. Maar daar is sekere mense, sê hy, wat my guns sal beleef. Mense waarop ek sal let, en hulle lyk op 'n baie spesifieke manier. Hulle is arm van gees, en hulle is verslae van gees, en hulle bewe vir my woord. Nou vriende, die woord arm in Hebreëus beteken nie finansiëel arm nie, dit beteken nederig. Hulle wat nederig is van hart. Verslaaf van gees beteken nie teruggetrokke nie, dit beteken letterlik gestrem of verlam. Hulle wat nederig is en gebroken voor my is en wat bewe vir my woord met 'n groot en 'n diep ontzag is die mense na wie ek sal kyk vanuit my hoë en verhewe plek in my troonkamer in die hemel. Moutaier skryf, verslaaf van gees word letterlik as krepel of gestremd hier gebruik met 'n spesifieke geestelike betekenis. Dit beskryf iemand wat bewus is van die mate van die skade wat sonde aan hom of haar aangerig het en hulle persoonlike onvermoë om enigsins voor God te kan kom staan. En vriende, dit is die enigste regmatige posisie van die mens voor God. Dit is die korrekte perspektief van wie God is en wie die mens is aan die begin van hierdie hoofstuk. God is groot en almagtig en ek en jy is klein en nietig en sondig en gebroken. En voor hom is die enigste regte posisie wat ek kan inneem, wat jy kan inneem, is 'n nederige en 'n gebrokenheid wat voor hom op ons aangesig lê. Dis 'n vernederende posisie. En dis absoluut die teenoorgestelde van godsdiens. Godsdiens is menslike werke. Godsdiens plaas my in beheer, soos ek al so baie keer gesê het. Godsdiens is iets waarin ek as mens kan presteer en uitblink, en daarom lei godsdiens altyd tot hoogmoed. En God sê, ek let nie op die godsdienstiges wat self probeer en hulle eie weg wil volg en my wil volg op hulle eie maniere nie. Ek let op die een wat nederig en gebroken voor my is.
Spurgeon skryf, hy vra die vraag, is jy een van diegene wat bewe vir God se woord? Wat bewe vir die deursoekende krag van God se woord? Kom jy ooit op 'n plek waar jy in die kerkbank sit en sê, Here, gee dat u woord my deursoek en my beproef, sodat ek nie mislei word nie. Ons het verlede week mos gesien, bedrieglik is die hart van die mens bo alle dinge. En dan sê hy, maar sekere mense soek altyd na soetigheid en vertroosting, maar nie God se wyse kinders nie. Hulle vra na daaglikse brood, nie daaglikse soetigheid nie. Stefanus herhaal hierdie presiese woorde in die Nuwe Testament voor die Joodse raad net voordat hulle hom stenig. Handelinge 7 vers 48 haal hy Jesaja 66 vers 1 en 2 aan. Hy sê, maar die allerheiligste woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie, soos die profeet sê, die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Watter soort huis sal julle vir my bou, sê die Here? Of hoedanig is die plek van my rus? Het my hande nie al hierdie gemaak nie? Dit is hoe die laaste hoofstuk van Jesaja begin. God is groot en almagtig in sy troonkamer met sy voete op die aarde. Hy is in beheer en ek en jy is klein, ons is baie klein en ons is stikkend, ons is baie stikkend. En ons het geen gronde om voor hom te staan nie. Geen rede om hoogmoedig of slim te wees in ons eie oë nie. Want soos ons verlede week gesien het, ons harte is bedrieglik bo alle dinge. In vers 3 en 4, ons gaan vinnig deur hierdie hoofstuk hardloop en dan sal ek hom mooi in fokus plaas. In hoofstuk 3 en 4 antwoord God weer diegene wat hulle met leë, betekenislose godsdiens besig hou, wat hom wil volg op hulle eie manier. Luister na die woorde, hy sê, wie 'n bees as offerslag, is soos hy wat 'n man doodslaan. Wie 'n lam offer, soos hy wat 'n hond se nek breek. Wie 'n spysoffer bring, dit is varkbloed. Wie wierook as gedenkoffer bring, is soos hy wat 'n afgod prys. Soos, en nie verduidelik hy, soos hulle eie weë verkies het, en hulle siel 'n behaag het in hulle verfoeisels, so sal ek ook hulle ongeluk verkies, wat hulle met skrik vervul oor hulle laat kom. Waarom? Omdat ek geroep en niemand geantwoord het nie. Ek gespreek het en hulle nie gehoor het nie, maar hulle het gedoen wat verkeerd was in my oë en verkies wat my nie behaag nie. In plaas daarvan dat godsdiens hulle moes red, laat dit hulle net nog meer sonde doen. En so sien ons in hierdie hoofstuk dat godsdienstig is in God se oë net nog sondaars is en God skaar hulle by die sondaars en hy gaan hulle afskei. En omdat mense hulle eie weë verkies, sê God, ek sal 'n dwaling oor julle bring. 'n Dwaling wat julle nog verder van julle redding sal neem, op die pad wat julle self verkies het. Die woord ongeluk in vers 4, ek sal 'n ongeluk oor hulle bring, is nie 'n ongeluk soos 'n motorongeluk of iets tragedies wat gebeur nie, iets tragies wat gebeur nie, dis 'n dwaling. Ek sal 'n dwaling oor julle bring, 'n misleiding oor julle bring, sodat julle die weg sal verlaat, omdat julle nie geluister het nie. Paulus skryf in die Nuwe Testament presies dieselfde. 2 Tessalonisense 2 vers 7 tot 12, wanneer hy skryf oor die anti-kris. Kom ons lees hierdie paar verse saam. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, totdat hy wat teehou uit die weg geruim is, dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, hy wie se koms is volgens die werking van Satan, met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan. Luister nou na hierdie volgende woorde, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie, en daarom sal God die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo. Sodat almal geoordeel kan word, wat die waarheid nie geglo het nie,
maar behaag gehad het in ongeregtigheid. Hoekom? Ek het geroep, julle het nie geantwoord nie. Ek het gespreek, julle het nie gehoor nie, maar het gedoen wat verkeerd is in my oë, en verkies wat my nie behaag nie. David Guzik skryf, hy sê, hoe kan ons verhoed dat ons aan 'n dwaling oorgegee word deur God? Deur om te antwoord wanneer hy roep, deur om te hoor wanneer hy praat. Gehoorsaamheid. Dis regtig so eenvoudig. In vers 5 tot 6 sê God, ek gaan my vyande vergelde. Hoor die woord van die Here, julle wat vir sy woord bewe, julle broers, julle haters wat julle verstoot het om my naam ontwil, sê, laat die Here heerlik word, dat ons julle vreugde kan aanskou, maar hulle sal beskaam staan. Hoor 'n rumoer uit die stad, hoor uit die tempel, hoor, dit is die Here wat sy vyande hulle dade vergeld. Die godsdienstiges in Israel wat hulle eie pad geloop het die ware knegte van God, soos Daniël en sy 3 vriende, en Jesaja, en die bidder, en die wat werklik die Here lief gehad het, hulle het met hulle gespot, en hulle verstoot. Guzik skryf, hier wys Jesaja, hoe diegene met 'n oppervlakkige leë godsdiens, diegene met ware geloof bespot. Want eerstens haat leë godsdiens ware geloof. Tweedens verwerp leë godsdiens ware geloof. Derdens tree vals godsdiens valslik op in die naam van die Here. En vierdens spot vals en leë godsdiens met ware geloof. Ek onthou as kind, toe ons as bloedgewaste kinders van die Here wedergebore is, daar in die Vrystaat, hier die boodskap van redding en heiligmaking, probeer bekend maak het onder die mense van die Vrystaat, daar in daardie ou klein dorpie waar ons groot geword het, Kroonstad. Hoe dat die godsdienstige mense, 'n mens gespot het en gesê het, man, julle dweep, julle loop met die Bybel onder julle arm. Is nog net dieselfde as in Jesaja se tyd. Die wat werklik die Here dien, wat ware knegte van die Here is, wat hom liefhet, wat gewas is in sy bloed, word gespot deur die godsdienstiges. In die tweede deel van hierdie hoofstuk verskuif die profesie weer, soos in die vorige hoofstuk, na die verre toekoms. En nou kom die Here met vuur. En in vers 7 tot 11 word almal aangemoedig om saam met Jerusalem bly te wees wanneer die Here hulle vyande geoordeel het, want God beloof aan haar vrede. En die King James is die opskrif van hierdie paar verse, rejoice with Jerusalem. Kom ons lees vers 7 tot 11. Luister na hierdie kosbare woorde. Voordat sy weë gekry het sy gebaar. Voordat smart oor haar gekom het, is sy van 'n seentjie verlos. Wie het ooit so iets gehoor? Wie het sulke dinge gesien? Word 'n land op een dag gebore? Word 'n nasie met een slag gebaar? Want Sion het weë gekry, met eens haar kinders gebaar. Vers 9, sou ek naby die geboorte bring en nie laat baar nie, sê die Here? Of sou ek laat baar, sou ek wat laat baar self toesluit, sê jou God? Wees bly saam met Jerusalem en juig oor haar almal wat haar liefhet. Wees vrolik saam met haar, baie vrolik almal wat oor haar treurig gewees het, sodat julle kan suig en versadig word aan die bors van haar vertroostinge, sodat julle kan uitdrink en julle verlustig in die oorvloed van haar heerlikheid. God gebruik 'n kragtige metafoor hier. 'n Vrou wat geboorte gee sonder enige pyn. Sonder enige samentrekkings. En dan die verbasing, het iemand al van so iets gehoor? In 1948, na 2000 jaar van verstrooiing oor die aarde, die diaspora, word die staat van Israel in een dag uitgeroep en erken deur al die groot wêreldmoondhede in 1948. En hulle groei van krag tot krag. Wie het al ooit van so iets gehoor? Die vrou het geboorte gegee.
Die vervulling van hierdie beloftes in 1948 is ook dan een van die seker tekens dat ons in die einde van hierdie bedeling is. Ons nader die einde van hierdie bedeling en God is besig om sy volk voor te berei vir die komende Messias. Maar God gaan verder vanaf 12 tot 14, vers 12 tot 14, beloof hy aan Jerusalem vrede. Ten spyte van hulle huidige gebrek aan vrede, ten spyte van die konflik rondom hulle, ten spyte van die Jodehaat wat in die wêreld is vandag, en die verneynige moslims wat hulle omring, beloof God aan hulle vrede. Vers 12 tot 14, so sê die Here, kyk die vrede lei ek na haar toe soos 'n rivier, en die rykdom van die nasies soos 'n oorlopende stroom. En julle sal suig, julle sal op die heup gedra word en op die knie getroetel word, soos iemand wat deur sy moeder getroos word, so sal ek julle troos, en julle sal in Jerusalem getroos word, en julle sal dit sien, en julle hart sal vrolik wees, en julle gebeente sal groei soos die jong gras. Dan sal die hand van die Here bekend word aan sy knegte, en hy sal op sy vyande grimmig wees. Weer die skeiding. Spurgeon skryf, hy sê, dit is 'n besonderse mooi metafoor. 'n Vader kan troos, maar hy's nie baie tuis met dit nie. En wanneer God met hulle oor sy medelee praat, vergelyk hy hom as hulle vader. Soos 'n vader sy kinders bejammer, so bejammer die Here hulle om wat hom vrees, maar wanneer hy oor vertroosting praat, kies hy die ma. Hy sê dan, in my eie ondervinding, sê hy, wanneer my kleintjie siek geword het, het ek al die medelee in die wêreld vir hulle gevoel, maar ek het nie geweet hoe om aan die werk te spring en hulle te troos nie, maar 'n moeder weet instinktief hoe om dit te doen. Ons het op hierdie stadium so klein wille kolgaansie daar by die huis in 'n hokkie, ons maak hom groot, hom haar, ons weet nog nie. Ek sê gister vir iemand, miskien is dit 'n them, they, ons weet nie. En ek sorg vir kos en water, maar as hy regtig ontsteld is, hy of sy, dan vat ander hom uit die hokkie uit en sy druk daai voeltjie hier teen haar bors en hy klim hier in haar nekkie in en dan raak hy rustig. Dis die beeld. Want dis wat 'n vrou weet hoe om te doen. Aan die einde van vers 14, hierdie groot skeiding. Dan sal die hand van die Here bekend word aan sy knegte, en hy sal op sy vyande grimmig wees. Sy ware knegte, die wat nederig en gebroke vir hom lewe, wat bewe vir sy woord, geskei van sy vyande, die goddeloses en die godsdienstiges, wat hulle eie weg bewandel. Vanaf vers 15 tot 17 sien ons die Here kom in oordeel. Vers 15 sê die Here sal kom in vuur en sy waan soos 'n stormwind, om in hittigheid sy toorn te openbaar en in vuur vlamme sy dreiging, want met vuur en met sy swaard sal die Here strafgerig hou oor alle vlees, en hulle wat deur die Here verslaan is, sal baie wees. Luister nou na hierdie beskrywing van die godsdienstiges, die wat hulle self heilig en hulle self reinig vir die tuine, ook die afgodedienaars, terwyl hulle die een nadoen wat in die middel staan, wat varkvleis eet en verfoeisels en muise, almal saam sal tot niet raak, spreek die Here. Vanaf vers 18 tot 21 sê God, ek sal my volk versamel en ek sal hulle herstel. En ek gaan nie vers 18 tot 21 lees nie, julle kan dit self gaan lees, net om vir ons 'n bietjie tyd te spaar. God sê ek sal hulle terugbring van orals en ek sal hulle herstel. En ook die nasie sal kom in vrede en hulle sal die heerlikheid van Jerusalem sal hulle sien en beleef. Vanaf vers 22 tot 24 bevestig God beide die herstel van sy volk en die oordeele oor sy vyande. Kom ons lees hier die laaste 3 verse saam. Want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat ek maak voor my aangesig sal bestaan, spreek die Here, so sal julle nageslag
en julle naam bestendig wees. En elke maand op die nuwe maan en elke week op die Sabbat sal alle vlees kom om te aanbid voor my aangesig, sê die Here. En dan hierdie laaste verskriklike vers. En hulle sal uitgaan en die lyke sien van die mense wat teen my opgestaan het. Want hulle wurm sal nie sterwe en hulle vuur nie uitgeblus word nie. En hulle sal afgryslik wees vir alle vlees. Guzik sê hier beskryf God sy uiteindelike oorwinning. Deur hierdie wonderlike boek Jesaja is die nasies geoordeel en dikwels veroordeel. Maar God het ook 'n uiteindelike plan om die nasies te bereik. Maar die wat teen hom opgestaan het, sal die prys betaal. Die boek Jesaja, sê Guzik, sluit af met 'n ontnugterende kontras. Die uiteindelike, ewige belangrikheid van die ewigheid. En die keuse wat elke mens het om te kies tussen God en die wurm. Elke lewe, sê hy, kan sy eie eindbestemming kies. Ware aanbidding of die wurm. Vriende, daar's 'n groot skeiding op pad. En daar is 'n groot oorwinning op pad. En die oorwinning gaan aan God behoort, vers 16. Want met vuur en met sy swaard sal die Here straf gerig hou oor alle vlees. En hulle wat deur die Here verslaan is, sal baie wees. Hierdie oorwinning gaan opgedeel word in 2 gebeurtenisse en ek haas my. Die eerste oorwinning gaan plaasvind aan die einde van hierdie bedeling by die slag van Armageddon, wanneer ons Heiland die vyande van God en Israel sal verslaan in die dal van Megiddo, net voor die aanvang van die 1000 jaar van vrede. Die tweede oorwinning sal die finale oorwinning wees oor Satan aan die einde van die 1000 jaar, en dit word gevolg deur die finale oordeel. En in beide hierdie gevalle, beide hierdie geleenthede, gaan God beslis deel met sy vyande. Wie is sy vyande volgens Jesaja? Almal wat hom nie aangeneem het nie, die sondaars, almal wat geweier het om hom te volg. En die godsdienstiges wat met hom speel en hom wil dien op hulle eie terme, soos wat ons verlede week gesien het. Wie is sy opregte knegte volgens Jesaja? Wie sal deel in hierdie oorwinnings van die Messias? Wie sal saam met hom heers oor die nuwe hemel en die nuwe aarde? Wie sal saam deel in die vreugde van Jerusalem? Wie sal deel wees van die nuwe Jerusalem? Wie sal die nuwe Jerusalem bewoon? Vers 2. Op hierdie een sal ek let, op hom wat arm is en verslae van gees, en hy wat bewe vir my woord. Die wat nederig is, hulle wat besef hoe diep het sonde my beskadig. Ek het niks om te bring na hierdie transaksie toe nie, ek is verlore. Ek kan nie met my beste werke vir God beïndruk nie. Hulle wat weet dat hulle geestelik verlam is en hopelooslik hulpeloos. Hulle wat daarom opkyk na hom met hulle hele hart. Hulle wat hang aan hom vir redding en vir genesing. Hulle wat voor hom rondkruip vir vergifnis en verlossing. En hulle wat sy woord liefhet. En hulle wat sy woord eer. En hulle wat sy woord diep respekteer. En hulle wat sy woord gehoorsaam. 800 jaar later, nadat Jesaja hierdie woorde geskryf het, ongeveer 800 jaar later, begin ons Here Jesus sy bediening op aarde. Daar's 'n skare wat om hom vorm en hy gaan klim op 'n berg teen so 'n kant van die berg en hy begin praat. Vandag staan dit bekend as die bergpredikasie. En die eerste woorde wat hy sê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Kom sê hy dit? Want dit is hoe die koning werk.
Dit is hoe die koninkryk van God werk. Dit is hoe redding werk. Die koninkryk van God behoort nie aan hardnekkige sondaars wat volhou met hulle rebellie nie. Die koninkryk van God behoort nie aan godsdienstiges wat God probeer beïndruk en hulle eie weë uitdink om hom tevrede te stel nie. En wat in tyd noodwendig hulle eie godsdienstige weg begin volg, op hulle eie manier, soos ons verlede week gesê het, God in die ene hand, dop in die ander hand. Die koninkryk van God behoort aan hulle, wat weet hoe verlam hulle is, wat weet hoe geestelik gebreklik hulle is, wat besef hoe geestelik gestremd hulle is, en hulle wat God se woord vrees en gehoorsaam. Kyk na die wonder van God se woord. In die eerste hoofstuk van Jesaja, 2 jaar terug, het ons hierdie woorde gelees, Jesaja 1 vers 13 tot 17. Bring nie meer skynheilige offergawes nie. Gruwelike reukwerk is dit vir my, sê die Here. Nuwe maande en sabbate, die uitroepe van samekomste. Ek verdra geen ongeregtigheid en feestyd nie. Julle nuwe maande en julle feestuie haat my siel, hulle is 'n oorlas, ek is moeg om dit te dra. As julle julle hande uitbrei, bedek ek my oë vir julle. Ook as julle julle gebed vermenigvuldig, luister ek nie, want julle hande is vol bloed. Was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my weg, hou op om kwaad te doen, leer om goed te doen, soek die reg, beteel die verdrukker, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee. Hoofstuk 1, begin Jesaja, en hy sê vir hulle, God is siek en sat van julle valse godsdiens. Nou is ons in die heel laaste hoofstuk van Jesaja, 66, tweede laaste vers. En elke maand op die nuwe maan en elke week op die Sabbat sal alle vlees kom om te aanbid voor my aangesig, sê die Here. Kan jy sien? Hoofstuk 1, nuwe maane, sabbate, reukwerk, dis 'n walging vir my. Hoofstuk 66, nuwe maane, sabbate, aanbidding voor my aangesig. Vals, leë godsdiens, ware aanbidding. Wat het gebeur tussen Jesaja 1 en Jesaja 66? Beide profeties en histories. Die kruisiging op Golgotha. Dis wat gebeur het. Wat gebeur met die misdadiger aan die kruis, wat die Here Jesus vra om net aan hom te dink? Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Maar op hierdie een sal ek let. Op hom wat arm is en verslae van gees en wat bewe vir my woord. Het daardie sondaar aan die kruis enige kans gehad om God te beïndruk met rituele en godsdiens? Nee. Hy was arm en verslae van gees aan daai kruis. En in daai toestand draai hy na die Heiland toe en hy sê, Here, dink aan my as hy vandag in u koninkryk kom. Dis al wat hy gedoen het. Dis al wat hy kon doen. Hy was op sy laaste bene, vas aan 'n kruis, besig om te sterwe. En Jesus sê vir hom, vandag sal jy saam met my wees. Iemand het in hierdie laaste tyd, Lorraine, ek dink dit was jy wat iemand wat daai dingetjie gestuur het van die prediker wat sê dat die engele vra, dit is nou maar net 'n voorbeeld waar hulle vir die man vra, maar hoekom is jy hier? Hy sê die man in die middelste kruis het gesê ek kan hier wees. Is al. Genade. Genade. Wat is die verskil tussen 'n sondaar en 'n ware knegg van die Here? Ek is amper klaar. Berou en bekering wat lei
na wedergeboorte. Wat is die verskil tussen 'n godsdienstige persoon en 'n ware knegt van die Here? Berou en bekering wat lei na wedergeboorte. En wie beleef wedergeboorte? Hulle wat nederig genoeg daal om God daarvoor te vra. Hulle wat in hulle sonde, wat in hulle nood en in hulle nederigheid hulle sonde bely voor God en hulle tot God bekeer en wat weet hoe hulpeloos hulle is. Dis hulle wat die koninkryk van God beerwe. God se koninkryk is so anders as hierdie wêreld. Hierdie wêreld vereer ons kampioene, né? Wenners, uitblinkers, eerste spanne, die sterkes. God sê ek soek die wat platgeslaan is. Ek soek die wat nederig is, wat verslaas van gees, wat voor my sal rondkruip en hulle sonde bely, en wat sal bewe vir my woord. Dis die mense wat ek soek. Dis die mense wat die nuwe hemel en die nuwe aarde gaan bewoon. Dis nie die kampioene van hierdie wêreld nie. Dis nie die dokters en die professors wat godsdienstig is nie. Dit is nie die mense wat dink hulle kan God beïndruk met die feit dat hulle so goed presteer nie. Dis die mense wat op hulle gesig voor God rondkruip, soos Daniël en sy 3 vriende. Daniël het 'n paar keer op 'n dag tot die Here geroep vir sy volk. Hy was nederig voor God, hy was afhanklik van God. Dis hy. Hy is die soort mens wat God sê, jy sal saam met my die nuwe hemel en die nuwe aarde bewoon. Daarom is sy uitnodiging reg aan die begin van Jesaja, en ek is feitelik klaar. Jesaja 1 vers 18. Kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As julle gewillig is en luister, sal julle die goeie van die land eet. Maar as julle weier en wederstrewig is, sal julle deur die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit gespreek. Die groot skeiding is op pad, so ook die groot oorwinnings. Die nuwe hemel en die nuwe aarde is op pad, dis geskrywe, dit gaan gebeur. Wat sal my en jou keuse wees? Wat sal die persoon se keuse wees wat later hierna gaan luister op ons kanaal? Kan ek met jou ook praat? Jy wat later gaan luister, wat sal jou keuse wees? Ware aanbidding of die wurm? Volkome nederige toewyding aan die Here of die wurm? Dit is regtig so eenvoudig soos dit. Kom ons bid saam. Here, aan die einde van hierdie profesie waarvoor ons U so dankbaar is, dankie dat U deur die Heilige Gees U knegt Jesaja geïnspireer het, duisende jare gelede om hierdie woorde te spreek tot U volk, tot die nasies, tot ons wat in die Nuwe Testament lewe, Here. Dankie. Ons hoor, Here, U let nie op die kampioene nie. U kyk na die wat gebroke is, arm van gees, verslaaf van gees. Dis die mense wat U soek. Sal U ons help, Here? Sal U ons help? Sal U die persoon wat na hierdie boodskap gaan luister vorentoe help om te sien, ons kan U nie beïndruk nie, Here. Help hulle om te buig voor U, hulle self voor U in berou neer te bring en dit hulle sonde te bely en hulle te bekeer, sodat U hulle kan wederbaar. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.